Baie welkom by Agapai Gemeente aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agapai Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agapai weet die lewe is moeilik, die lewe is gekompliseer. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. Ons gaan hierdie reeks vandag afskop en ek is altyd opgewonde oor reekse. Want dit gee vir my geleentheid om vir 'n lang tydperk oor dieselfde ding te praat en iets oordentlik deur te trap. As wat mens elke Sondag ietsie sê en bietjie oor iets sê en ons trap nie 'n ding deur nie. So dis ook wat ek van reekse hou, want ons kan 'n topiek vat, ons kan die woord vat en ons kan hom goed deurwerk en jy kan sê, wel, daai deel van skrif het ons onder die knie. Nou, wat ek wil doen as ek hierdie reeks dan vandag afskop, is ek wil julle vra om julle verbeelding saam met my te gebruik. Okay, is julle reg vir dit? Wie sou sê julle is verbeeldingryke mense? Enige verbeeldingryke mense? Fantasties, baie van ons, die sal dan sê, nee. So, whatever jy is, ek wil jou nooi om jou verbeelding te gebruik. Vandag 'n Christen, jy het in die kerk groot geword, dalk is jy glad nie 'n Christen nie, jy's glad nie 'n kerkmens nie, dalk is jy 'n ex-Christen, dalk is jy op die punt om nie meer 'n Christen te wees nie, of op die punt om een te word, whatever, ek wil jou nooi om vandag saam met my jouself te verbeel. Wat wil ek hê met jouself verbeel? Ek wil hê jy moet, terwyl jou verbeeldingsweekie nou op is, wil ek hê met jouself verbeel hoe jou lewe anders sal wees. As jy 100% volkome geloof, vertroue en sekerheid gehad het in 3 dinge. Wil jy moet dink hoe jou lewe anders sou wees. Die manier hoe jy lewe, as jy sekerheid en volkome vertroue en geloof gehad het in 3 goed. Eerstens, dat daar 'n God is. Tweedens, dat daai 'n persoonlike God is, wat jou naam ken, wat intens in jou belang stel, wat intens vir jou omgee, wat jou naam in sy handpalm geskryf het. En derdens, dat daardie God altyd by jou is, altyd saam jou is, in die good, the bad en the ugly van jou lewe, en dat hy die belofte wat hy gemaak het om jou nooit te begewe en jou nooit te verlaat nie, jou nooit te begewe, nooit in die steek te laat nie, dat hy daai belofte hou teenoor jou. Hoe sal jou lewe anders gewees het as jy hierdie 3 goed 100% geglo het, vertrou het en 100% sekerheid daarvan gehad het? Miskien sou jou lewe baie anders gewees het, dalk 'n bietjie anders, maar kan jy beloof, elke een van ons se lewe sal anders wees. Imagine net jy het so 'n tipe geloof gehad. Imagine net jy het 'n geloof gehad wat wanneer dinge regtig rof gaan in jou lewe, dat jy sê, weet jy wat, ek weet nie altyd hoekom hierdie goeters gebeur nie, daar's niks wat ek regtig aan hierdie goed kan doen nie, maar een ding weet ek, en dit is dat ek aan God vertrou. God is wie hy sê hy is, God sê ek is wie ek sê hy is, en God sal doen vir my wat hy sê hy sal doen. Ek kan niks in die omstandighede doen nie, maar ek kan daarom iets daaraan doen. Ek wonder hoe sal jou lewe anders wees? Ek wonder hoe sal jou lewe anders lyk as jy 'n geloof gehad het wat glo dat God het jou beste belange op sy hart, ongeag dit waartoe jy gaan. Dat God 'n groter en 'n goeie wil en doel en plan met alles in jou lewe het. En dat God die vermoë het en dat God die wil het om saam met jou te wees, by jou te wees en alles ten goeie vir jou te laat meewerk. Hoe sou jou lewe anders gewees het? Imagine wat met jou stresvlakke sou gebeur het. Ek dink dit sou gedaal het. Imagine wat met jou angstigheid en jou vrees sou gebeur het. Jy sou nie bekommerd gewees het en vrees gehad het oor jou kinders nie. Jy sou nie bekommernisse en vrese gehad het oor jou huwelik en oor jou loopbaan en jou finansies en jou geld en jou werk. Jy sou nie daai bekommernisse en vrese en angstigheid gehad het. Nie omdat daar nie probleme is in jou lewe of alles skielik weg is omdat jy dit glo nie. Dalk gaan dit baie sleg, dalk gaan dit juist nie goed in daai areas nie, maar omdat jy 'n onwrikbare geloof het, wat sê, in hierdie omstandighede, in hierdie situasie waarin ek is, weet ek een ding verseker, God is by my. God is vir my. God is saam met my. En God sal my deursien tot die einde en alles sal ten goeie meewerk, want ek glo hy is wie hy sê hy is. Ek dink dit sou incredible wees. Ek dink nie die kerk sou dieselfde gewees het. Ek dink nie jou familie sou dieselfde gewees het. Ek dink nie jou werksplek
sou dieselfde gewees het nie, jou gebedslewe sou nie dieselfde gewees het nie. Mense sal na jou toe kom en mense gaan vir jou sê, hoorie so, lewe jy in storiewêreld? Ons praat altyd met ons kinders oor storiewêreld, dan sê ons, hierdie is nou regte wêreld en hierdie is storiewêreld. Mense gaan vir jou sê, luister, het jy kontak met realiteit verloor? Kyk hoe gaan dit in jou lewe. Kyk wat gebeur in jou huwelik. Kyk hoe gaan dit in jou verhoudings. Kyk wat so goeders is besig om plaas te vind en jy soos God is goed en God gaan my deurhelp, het jy touch verloor met realiteit. En jy gaan sê, nee, ek het nie touch verloor met realiteit nie. Al wat ek doen is, ek het 'n onwrikbare geloof dat God is by my. Ek het 'n onwrikbare geloof dat God is vir my, God is saam met my. And God is going to get me through this. Dis waar ek is. Dis waar ek is. Sou dit nie amazing gewees het nie, julle? Nou die ander amazing ding is dat, so af en toe in my lewe, kry ek te doen met sulke volgelinge van Jesus. So af en toe in my lewe, kry ek te doen met mense wat so leef. Mense wat hierdie tipe geloof het, waarvan ek nou net gepraat het. Mense wat hierdie geloofslewe, boots and all, omarm het. Ek wil amper sê mense wat 'n swart belt in geloof het. Ken julle sulke mense? Swart belt in geloof. So af en toe ontmoet ek hierdie mense. En as ek met hierdie mense te doen kry, dan vertel hulle my storie en dan voel ek wil vir hulle sê, Jesus, maar as ek luister na jou storie, wonder jy nie soms hoekom God jou in die steek gelaat het nie? Vra jy nie soms waar is God nie? Vra jy nie soms wat is God se plan in jou lewe nie? Weet, rattel hierdie goed nie jou geloof nie? Is jy nie kwaad en teleurgesteld met God nie, wil jy God nie los nie? Dan sê hierdie mense, lyk my hierdie ding wat in my lewe gebeur het, rattel jou geloof meer as wat dit my geloof rattel. Dit rattel nie my geloof nie, dit bou my geloof, want my God is vir my, hy's by my, hy's met my, en hy sal alles ten goeie laat meewerk. Jy ooit sulke mense ontmoet? Jy ooit met sulke mense te doen gehad? Mense wat 'n bonatuurlike, buitengewone, buite die boks, breek jou brein tipe geloof het? Jy ooit met sulke mense te doen gehad? Jy sal weet as jy met hulle te doen gehad het, hoekom? Want hulle is verskriklik aantreklik. Daar's iets in hulle wat aanloklik is, vir Christene en nie Christene. As jy met sulke mense te doen kry, dan voel jy, wow, hier's iets wat my trek na hulle toe. Dis sulke aanloklike mense. Dis ek heel. God wil hê, ek en jy moet so 'n mens word. Het jy geweet, dit is wat God in store het vir jou en vir my. Dis waarheen God jou wil vat. Dit is wat God vir jou lewe wil hê. Dis wat God vir my lewe wil hê. Dis wat God vir Agape gemeente wil hê. Dis waar God ons as 'n gemeente wil vat. Dat as iemand te doen het met ons, dat hulle sal sê, hierdie is een van daai breek my brein, buite die boks, buitengewone bonatuurlike mense, in terme van geloof. Hulle geloof is net so aanloklik en so inspiring. En as jy na die Bybel kyk, as jy na die woord van die Here kyk, as jy hom van cover tot cover lees, haal hy my groot kansel Bybel, hy's so dik, jy het hom nou gesien, hy's omtrent font 20 geskryf, maar as jy die Bybel lees van cover tot cover, van begin tot einde, as jy die Ou Testament en die Nuwe Testament lees, dan sien jy een ding, en dit is dat God se hoofmissie in die lewe, is om daai buite die boks, breek my brein, belaglike, fenomenale geloof in jou lewe in te bou, geloof en vertroue in jou lewe in te bou. Dis basically die storie van die Bybel. Dis basically waaroor die Bybel gaan. So, as Christene glo ons dat die mensdom se grootste probleem en grootste probleme het begin die oomblik toe ons opgehou het om God te vertrou. Die mens se grootste probleme het begin toe ons opgehou het om God te vertrou. Nou die wat al die Bybel gelees het, sal weet, in Genesis lees jy van Adam en Eva, en dan lees jy daar was 'n breuk gewees tussen God en mens, en baie keer maak ons die assumption, die aanname, en ons dink, Adam en Eva se verhouding met God is gebreek as gevolg van hulle ongehoorsaamheid. Nou dis deel van die prentjie, maar die verhouding is gebreek. Ons dink is as gevolg van ongehoorsaamheid. In ander woorde, God het vir hulle gesê, doen 4 goeders, hulle het net 3 goed gedoen, en toe skop hy hulle uit die tuin van Eden uit, en sê, sterkte vir julle, julle het nou ongehoorsaam gewees. Maar as jy daai stories mooi gaan lees en mooi gaan kyk wat daar gebeur het, dan sien jy, hulle is nie primêr uitgeskop as gevolg van hulle ongehoorsaamheid nie. Hulle is primêr uitgeskop uit daardie tuin uit, omdat hulle geweier het om God te vertrou. Hulle het geweier om God te glo. Lank voordat hulle daai vrug geëet het, die daad van ongehoorsaamheid gedoen het, na die boom toe geloop het, en die vrug, wat is hierdie goed, liekwarte, wat is dit, ek weet nie. Maar in 'n geval die vrug gepluk het, en daardie vrugte geëet het,
het hulle in hulle harte vertroue in God verloor. Het Adam en Eva in hulle hart vir mekaar gesê en vir God gesê, weet jy wat, ons vertrou nie die Here nie. Ons glo nie God het ons beste belange op sy hart nie. Ons glo nie God wil die beste vir ons hê nie. Ons dink God het 'n agenda, God het 'n verskeidelde agenda in die tuin van Eden. Ons trust hom nie, God kan nie vertrou word nie. En omdat daar 'n vertrouensbreuk tussen God en mens plaasgevind het, het dit gelei tot hulle ongehoorsaamheid en hulle het gedoen wat God gesê het hulle nie moet doen nie. Wat het die verhouding tussen God en mens gebreek? Heel aan die begin. Die vertroue. Daar was 'n vertrouensbreuk tussen die mens en tussen God. En van Adam en Eva af verder deur die mensdom heen tussen God en tussen die mens. En toe daai vertroue tussen God en mens gebreek is, raai wat word gebreek? Die verhouding word gebreek. En toe die verhouding gebreek is en hulle disconnected is met God, toe kom sonde in die wêreld en die sonde begin eskaleer en toeneem en dit is so erg gewees in Noag se tyd, sê die Here, ek is spyt dat ek die mens gemaak het. Ek is spyt dat ek die mens gemaak het. Ek is spyt. En dit is my altyd so sad gedeelte as ek daai lees. So sedertdien die vertrouensbreuk wat tussen God en mens in die tuin van Eden plaasgevind het en wat gebreek het elke keer wat ek en jy sonde gekies het bo God, elke keer dat ons vertroue verloor het, is God op 'n quest. God is op 'n mission om weer die vertroue tussen jou en hom te verstel. Sien die herstel. God is op 'n mission om die vertroue te herstel wat gebreek is in die tuin van Eden. God wil die vertroue met jou herstel. God wil weer in 'n vertrouensband met die mens lewe. Het jy geweet God se wil vir jou lewe, soos jy vandag hier sit en soos almal van julle wat ingeskakel is, God se wil vir jou lewe, ongeag waar jy jouself bevind vandag, of jy nou nie Christen is of 'n Christen, kerkmens, wat ook al jy is, nie kerkmens, God se wil vir jou lewe is om weer vertroue met jou te herstel. Om weer in 'n vertrouensverhouding met jou te staan, om daai vertroue met jou te restore, om in 'n verhouding met jou te wees waar daar perfekte en volkome vertroue is. God se hartsbegeerte is dat jy regtig groot geloof in hom sal hê. God se hartsbegeerte is dat jy groot en volkome vertroue in hom sal hê, sodat alles in jou lewe, al die verhoudings in jou lewe, dat alles in jou lewe geïmpakteer en gedomineer sal word deur daardie geloof en daai vertroue. Jou huwelik, jou finansies, jou vriende, jou vyande, die manier hoe jy lewe, dat alles infused sal word met daai geloof. Dis God se wil vir jou. Ek wil die vertrouensband tussen jou en my herstel. En as jy sê, maar die vertrouensband tussen my en God is herstel, dan sê die Here, ek wil hê daai vertrouensband moet sterker word en groei. My hart is dat jy sal groei in jou geloof, sal groei in jou vertroue, sal groei in jou verhouding met my. En dis waaroor die hele Ou Testament gaan. As jy die Ou Testament gaan lees, dan sien jy die Here sê basies vir Israel, vertrou my. Vertrou my met julle hele lewe en elke aspek van julle lewens. Die punt van Israel in die Ou Testament was dat God wou vir die wêreld showcase. Hoe lyk dit as 'n nasie, as mense in 'n vertrouensverhouding met hom staan? God het gesê, ek kies julle Israel, ek wil 'n vertrouensverhouding met julle wees en ek gaan deur hierdie vir die wêreld wys. Ek wil die wêreld dors maak en honger maak, dat hulle na julle en my verhouding kyk en sê, ons wil daai hê, ons wil daai God ken. Dis waar die hele storie van Israel gaan. As jy die Ou Testament gaan lees, iets wat vir my fenomenaal is voordat God dit gedoen het, het hy hulle eers uit die land Egipte gaan uitred. Sien jy dit? God gee nie eers vir hulle die wet en die 10 gebooie nie. God red hulle eers uit Egipte uit. Wat doen hy? Hy wys eers vir hulle, you can trust me. Julle kan my vertrou. Julle kan my vertrou. En toe hulle uit Egipte uithaal, toe gee hy vir hulle die 10 gebooie en sê, omdat daar 'n vertrouensverhouding tussen ons is, verwag ek van julle hierdie volgende, en moet julle hierdie volgende doen. Die wet het nie die vertrouensverhouding vooraf gegaan nie. Die vertrouensverhouding het die wet vooraf gegaan en dit is amazing. God kom wys vir hulle, julle kan my vertrou. Julle kan my vertrou. En omdat julle my vertrou, is hierdie my verwagtings aan julle en lewe julle so. Nou wanneer ons jump na die Nuwe Testament toe, dan sien ons is nie veel anders nie. En is eintlik glad nie 'n verrassing vir enigeen van ons wat vandag hier sit, dat Jesus se Nuwe Testamentiese boodskap is nie, let wel nie, hier's nog 10 gebooie.
Of wie in Matteus tot Openbaring, hier's nog 100 goed om te doen. Of weet jy, hier's nog gestel lysietjies wat jy moet aftik en al hierdie klomp goedjies doen. Weet jy wat, hier's nog 7 goed om te doen en jy moet ten minste 5 of 6 van hierdie 7 goed doen en as jy dit doen, dan gaan ek ons verhouding hernie vir nog 24 uur. En dan kan ek en jy in 'n verhouding wees nie. Dit is nie die boodskap van die Nuwe Testament nie. Wat is die boodskap van die Nuwe Testament? Die boodskap van die Nuwe Testament is dit, God sê, ek wil hê, jy moet weer jou vertroue in my plaas. Ek wil hê, jy moet 'n verhouding met my hê, 'n vertrouensverhouding met my hê. Ek wil hê, jy moet my ken. En net soos gebrek aan vertroue in heel begin, hierdie vertrouensband gebreek het en vertroue geskend het, net soos dit gebeur het, so kom die herstel van vertroue en dit herstel die verhouding wat ons met God het en dit maak weer 'n splinternuwe vertrouensverhouding met God moontlik. By die kruis van Jesus het hy sonde vergewe. Ek dink so na die gedeelte in Hebreërs wat sê, die bloed van Jesus Christus reinig ons en kan hê nie. Maar Jesus kom hang aan die kruis, Jesus vat al daai sonde, dit wat God en mens skei, neem dit op homself, hy sterf daarvoor aan die kruis, ook vir die sonde van ongeloof en twyfel en wantroue, en wat God doen, is hy kom nooi my en jou met oop arms, dink aan die kruis, oop arms, kom nooi jou en my uit, en hy sê, ek het vir die sonde betaal, alles wat tussen my en jou in 'n vertrouensverhouding staan, ek het betaal, ek gee vir die uitnodiging, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe, plaas jou geloof in my, vertrou my, kom na my toe, kom herstel hierdie verhouding met my, kom wees weer in 'n splinternuwe verhouding met mekaar. Die boodskap van Israel is ek wil 'n vertrouensverhouding met jou hê. Die boodskap van die Nuwe Testament is ek wil in 'n verhouding met jou wees. Ek wil jou ken. Belangrike ding wat ek vandag vir julle wil sê, liewe Agape vriende en familie, is verlossing en redding, daai vertrouensverhouding, kom nie hoofsaaklik of primêr deur gehoorsaamheid nie, maar deur geloof. Ek sê primêr, nee, ek sê dit kom primêr nie deur gehoorsaamheid nie. Baie van ons dink as ek bietjie kerkgoedjies gaan begin doen, as ek kerklik gaan begin raak, kerklike aktiwiteite gaan doen, die kerk bywoning en selgroep en minder vloek en meer dit en minder dat. As ek meer gehoorsaam raak, gaan ek in so 'n verhouding met God intree. Die primêre rede ons toetree tot 'n vertrouensverhouding is nie deur gehoorsaamheid nie, maar deur geloof. En wanneer ek in daai verhouding met God is, deur geloof, dan word een van die byprodukte word gehoorsaamheid. En ek word gehoorsaam en wil doen wat God sê, omdat ek in 'n verhouding met hom is. Die deur waarby ek en jy uitgestap het, uit ons verhouding met God uit, is 'n deur van geloof en vertroue in God. En raai wat? Die deur wat jy weer terugstap in verhouding met God, is die deur van vertroue en geloof in die Here. Gehoorsaamheid is nie verbreek in die tuin van Eden nie. Vertroue is gebreek. En ongehoorsaamheid, soos ek gesê het, is die hoofsimptoom van 'n vertrouensverhouding wat gebreek is. So hier is die deal. As julle pastor wat baie lief is vir julle en baie vir julle omgee en saam met julle hierdie geestelike journey stap, is my grootste hartsbegeerte wat ek vandag het, is dat jou vertrouensverhouding met die Here weer herstel sal word. Dat daai verhouding wat gebreek is as gevolg van wantroue, as gevolg van ongeloof en verder weggedryf het as gevolg van sonde, dat daai verhouding tussen jou en die Here weer herstel sal word, dat jy weer in 'n vertrouensverhouding met God sal wees. En as jy in een is, dat jy sal verdiep tot 'n ewig toenemende mate in daai vertrouensverhouding met God. Dis my hart vir julle. Dis wat ek wil hê vir Agape gemeente. Dis wat ek wil hê vir elkeen wat in hierdie kerk is. Elkeen wat deel is van ons familie. Dat dit met jou in jou lewe sal gebeur. En dat daar 'n punt sal kom in jou lewe wat jy besluit om jou geloof en jou vertroue in Jesus te plaas as jou redder, jou verlosser en jou saligmaker en sê, Here, die vertroue is gebreek. Het gaan nie oor gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid nie. Ek kan nie weer in 'n verhouding kom deur gehoorsaam te wees nie, maar Here, ek wil die vertrouensverhouding weer met U. En dankie dat U gesterf het vir die sondes. Ek kom bely my sondes voor U, ek kom gee myself vir U. En ek vra, vat daai dinge weg, Here, en herstel hierdie verhouding tussen ons. En laat ons weer in 'n vertrouensband met mekaar lewe. So jou verhouding en vertrouensverhouding met God word geïnisieer
deur 'n stap van geloof en vertroue in God. Net soos dit geëlimineer is in die tuin van Eden. En elke eerste keer toe jy sonde gekies het, toe jy gemaak het, soos Adam en Eva gekies het om God nie te vertrou nie, deur 'n gebrek aan vertroue en 'n gebrek aan geloof. Weet nie of jy hierdie weet nie, maar intieme verhoudings word nie gebou op gehoorsaamheid nie. Maar dit word gebou op vertroue. Jy het dit geweet? Dink aan jou huwelik. Jy is nie in die huwelik en jy het nie 'n fantastiese huwelik omdat jy so gehoorsame man is nie, of so gehoorsame vrou is nie. Ek is lief vir my kinders want hulle is gehoorsaam nie. Dit help, dis great. Ek like dit as hulle gehoorsaam is. Maar daar's 'n vertrouensband tussen my en die kinders. Ek wil hulle my vertrou as hulle pa en ek wil hulle vertrou as my kinders. En as gevolg van hierdie band tussen ons is daar gehoorsaamheid en doen ons hierdie goeders. So vertroue word jou verhouding met God word geïnisieer deur vertroue, net soos dit geëlimineer is deur 'n gebrek aan vertroue. So, wat ek sê is reg deur die Nuwe Testament en Ou Testament sien jy hierdie goue draad van God wat mense se geloof wil laat groei en God wil mense se geloof laat bloei. Nie soos in bloed wat loop nie, maar soos in blomme wat bloei, nee, blossom. Dis wat God wil doen. Die hele Bybel sien ons dit is wat God wil doen vir mense. Ons sien God wil hê dat ons vertroue en sy vertroue tussen my en hom moet herstel en dat ons vertroue tussen ons sal excel en dan meer vertroue in ons verhouding sal wees. Want hoe meer vertroue tussen jou en God is, hoe hoër vlak van kwaliteit is daar in die verhouding. Nie waar nie? Hoe meer vertroue daar tussen mense is, hoe meer vlakke van intimiteit is in daai verhouding, nee. So dit gaan alles oor vertroue. Dis waar van jou huwelik, is waar van jou vriendskappe, dis waar van jou kinders. En is ook waar van jou verhouding met die Here. Meer vertroue, hoe meer intimiteit. So, soos ek sê, dis die hele storie van die Ou en Nuwe Testament. God wil mense terugkry in 'n vertrouensverhouding met hom. In die Ou Testament was dit Israel, in die Nuwe Testament is dit Israel, heidene en Jode, nie Jode, almal, die hele wêreld wil 'n vertrouensverhouding hê. En dis wat hy ook in jou lewe wil hê. So, miskien vra jy dalk vir my 'n vraag. As jy vir my sou vra, wat is God besig om in my lewe te doen, Dawie? Dan sal ek vir jou sê, God is waarskynlik besig om jou vertroue te bou. God is waarskynlik besig om jou geloof te bou. Waarmee is God besig in jou lewe? Kom ek sê jou, hy wil jou vertroue bou. Hy wil jou geloof in hom bou. Ek glo dis waarmee hy besig is, dis waarmee hy nog altyd besig was. Soos ons gesien het, reg deur die woord van die Here. God wil jou geloof en vertroue laat groei. En dit is die manier hoe ons, dis die primêre manier, hoe ek en jy geestelik groei. Want dis wat die reeks se naam is, nee. 5 dinge wat God gebruik om jou geestelik te laat groei. Die primêre manier waarop God jou geestelik laat groei, is deur jou geloof te laat groei, in hom, jou vertroue in hom te laat groei. En dis hoekom ons hieroor praat vandag. God wil nie net hê jy moet klomp kennis oor hom hê nie. Ons het baie slim Christene. Ek ken baie van hulle. Baie slim Christene, hulle weet alles van die Bybel en alles van God af, nee. Nie heeltemal die kerk ding doen nie. Die wat dalk nie heeltemal die Christen ding doen nie. As jy eerlik is vandag met jouself, en dankie dat jy hier is vandag, by the way. Miskien het iemand vir jou beloof, hulle gaan vir jou lunch koop na die tyd, of het 'n sleg gevoel om nee te sê, sê hulle nooi my kerk toe, jy weet, ek kan nou nie nee sê nie, dis nie nice nie, of het saam 'n ou of meisie gekom, jy weet, en het beloof hulle gaan jou date of op 'n date gaan as jy saam met hulle kerk toe kom. Great, ek is ook al jy is, ek bly jy is vandag hierso, en ek bly het gekom. Maar ek wil vir jou sê, as jy eerlik is met jouself, dood eerlik met jouself is wat jou issue is. Hoekom jy nie 'n kerkmens is nie, hoekom jy nie 'n Christen is nie, hoekom jy nie inkoop in hierdie nie, dan sit gewoonlik dit nie iets te doen met kennis nie. Jy weet alles van die Bybel en baie van God af. Dit het ook nie iets te doen met gehoorsaamheid noodwendig of met godsdiens nie. Kom ek sê wat die essensie is van dit wat die meeste mense wat ek mee gepraat het struggle, dit is 'n vertrouensding. Jy is nie 'n kerkmens nie, jy is nie 'n volgeling van Jesus nie, jy is nie 'n Christen nie, maar daar's 'n vertrouensissue. Jy sê vir jouself, ek weet nie of ek glo in 'n God nie. Ek weet nie of ek dit kan glo nie. Ek weet nie of as daar 'n God is of ek hierdie God kan vertrou nie. Ek is glad nie seker of ek my lewe aan hom kan toevertrou nie. Daar's nie 'n manier, ek trust dit nie. Ek weet nie of ek dit glo nie. En as daar so iets is, dan glo ek nie ek wil my hele lewe vir hom gee nie. Ek glo nie dis 'n beter lewe nie. Ek glo nie my lewe gaan radikaal verander nie. Verstaan jy wat ek sê? Ek dink die essensie van hierdie ding is 'n vertroue ding. Dis nie 'n gehoorsaamheidsding nie. Dis nie 'n kennisding nie. Ek ken baie mense wat die Bybel beter ken as baie Christene wat nie Christene is nie. Sê ek ken die Bybel, Dawie.
Dis 'n vertrouensding. So daar's 'n baie cool gedeelte uit die skrif, wat ek graag saam met jou wil inspring vandag vir die laaste deel van die boodskap. Ek is baie opgewonde hieroor. Dit is 'n gedeelte wat jy dalk al miskien raak gelees het. Dit kom uit die boek Matteus. En obviously Matteus, Jesus se disipel, hy het hierdie neergeskryf en ons sien dit in Matteus hoofstuk 8 en ons gaan by die eerste vers begin. Nou in hierdie gedeelte sien ons Jesus doen 'n wonderwerk vir 'n man. OK, dis niks nuut nie. Dis maar net nog 'n dag in Jesus se lewe. Hy genees mense, wek mense uit die dood uit, business as usual, nog 'n dag op kantoor. Ek meen dis wat Jesus doen. En dit is so maklik om deur hierdie skrifgedeelte te lees en jy het dit dalk al gelees en net so deur dit gegaan hè. En 'n baie belangrike element van hierdie storie te mis. So wat ek wil doen is ek wil so bietjie stadiger deur hierdie kort storieetjie gaan vandag. En ek wil graag fokus op iets amazings wat gebeur het in hierdie encounter tussen Jesus en hierdie persoon vir wie hy wonderwerk gedoen het. En hierdie amazing ding vind jy net hier een plek in die Nuwe Testament in Matteus 8. En in hierdie spesifieke encounter sien ons, dis die enigste plek in die Nuwe Testament waar ons sien Jesus verbaas was oor iets. Waar Jesus verbaas was oor iets. Obviously was daar duisende mense wat verbaas was oor dit wat Jesus gedoen het. Hulle was amazed, alles wat Jesus doen. Maar hier kom ons in hierdie gedeelte en ons sien iets wat hierdie persoon doen, het Jesus verbaas. En Jesus het gesê, wow, dis cool, dis amazing. Dis amazing. And imagine jy's daai persoon, jy's die enigste persoon in die Bybel, jy's die enigste persoon in wêreldsgeskiedenis wat dit reg gekry het om Jesus te verbaas. Die seun van God, die Almagtige. Imagine jy's daai ou, hoe cool is dit? Nou ja, dit is die storie van hierdie persoon. So, is julle reg? Kom ons jump in. Eerste gedeelte. Toe hy in Kapernaum aankom, Kapernaum was Jesus se hoofkantoor gewees, ons weet hy het in Bethlehem gebore, Nasaret groot geword. Kapernaum is sy plek waar hy geopereer het. Dis soos Rustenburg vir my is. Ek gaan in ander plekke in Suid-Afrika, maar Rustenburg is my den. Onthou julle, Kapernaum was Jesus se den gewees. En toe hy in Kapernaum aankom, kom pleit daar 'n Romeinse offisier oor 100 by hom. Here, my slaaf lê verlam by my huis en hy verduur verskriklike pyn. Nou weer eens, julle het nog julle verbeeldingswikkies op nie. As ek myself in hierdie storie invat, wat Matteus vir ons neergeskryf het, imagine Jesus, net voor hierdie gedeelte sien jy Jesus genees 'n melaatse persoon wat probleme gehad het, Jesus genees hom. So Jesus genees, ek sê mos, is 'n doodgewone dag op kantoor vir Jesus. En hy gaan groot en hy genees en hy gaan aan. En dan die volgende oomblik kom hierdie Romeinse offisier oor 100 mans, kom hy aangestap, né? En ek dink hy het so van 'n end af aangestap gekom en hy was definitief van sy linker en sy regterkant was daar ander soldate gewees. So hier kom hierdie ouens aangestap na Jesus toe. Ek wil hê julle moet weet, die Romeine en die Jode was nie vriende gewees nie. Hulle was glad nie lief vir mekaar gewees nie. Hulle kon mekaar nie verdra het nie. So hulle was altyd besig om goed aan die Jode te doen. Ek gaan nou 'n paar goeters daaroor sê. Maar hierso is Jesus hulle besig en hier kom hierdie Romeinse offisier, hoof van oor 100, kom aangestap met die ouens aan sy kant. En ek dink Jesus is besig om hierdie ou te genees daarson, hy's besig om met mense te praat. En kan julle die disciples imagine? Jesus, die polisie is op pad hiernatoe. Daar kom hulle aan. Polisie is op pad en hier kom hierdie ouens aangestap. En die ouens kom na Jesus toe gestap en hulle kom staan daar voor hom. Ek sien amper hoe die skadewese oor Jesus val. En hulle kom staan voor Jesus. En ek dink Matteus het dalk vir Petrus gesê, Petrus, wat het jy nou weer gedoen? Hoekom is die polisie hierso? Wat het jy gedoen? En die ou kom staan voor Jesus en hy strek sy hand so uit en ek dink hulle het almal dalk gedink, miskien gaan hy sy swaard uitdruk nou en hy gaan hulle slyne, want dis wat die Romeine gedoen het en hy gaan so en hy sê vir Jesus, put it there. Skud Jesus se hand en hy sê vir Jesus, man Jesus, ek is bly om jou te sien. Jong, ek het 'n gunsie om jou te vra. Sal jy vir my asseblief ietsie doen? En soos ek nou vir jou sê, daar's 'n paar opmerkings wat ek hieroor wil maak. Eerstens, die Romeine was die bad guys in die eerste eeu se Judea. Okay, hulle was die bad guys gewees. Hulle het die Jode ongelooflik sleg behandel. Hulle het onmenslike belasting op hulle gelaai. Hulle het hulle neerhalend en minagtend hanteer. Hulle was brutaal gewees. Dis daai tipe ouens wat gesê het, "Hey, kom saam met ons." En dan het die ou wat saam met hulle gegaan het nooit ooit weer gesien nie. Okay, dis wat daar gebeur het. Hulle was vicious geweest, dit was wild geweest. Dis mense teen wie jou kinders, jou dogters teen waarsku en jou geld onder die matras voor wegsteek. As hierdie ouens aangestap kom met die Jode gevlug. Okay, dit was nie nice mense geweest nie.
En hier kom hierdie Romeinse, nie Joodse, nie godvreesende, korrupte, bar Romeinse offisier na Jesus toe gestap en hy sê, ek wil jou 'n guns vra, wat 'n Jood is. Kan julle die disciples imagine? Ek sien in my geestesoog, hulle staan so half agter Jesus en hulle sê, wat wil jy hê? Okay, en hulle luister na hierdie storie wat hierdie ou vir Jesus sê, my slaaf is siek, kan jy asseblief my guns doen en my slaaf kom genees? En ek weet nie, as ek dalk een van die disciples was, so ek dan gestaan het en gedink het, ag really, wie gee om oor jou slaaf kan vrek man, niemand worry nie. En ek hoop, jy steek ook aan, en jou vrou steek aan, en julle hele gesin gaan dood, en al 100 mans onder julle, en hulle gesinne en girlfriends, en almal gaan dood, dat die hele spul van julle vrek. Good riddance of bad rubbish. Okay? Ons wil niks met julle te doen hê nie. Ons kan ons tyd spandeer deur eerder Jode te help. Ons kan eerder tyd spandeer deur te fokus op mense wat meer soos ons is, meer soos ons lyk, ons kultuur het. Ons kan regte mense help, nie julle skam, julle klomp Romeine nie. Kan julle imagine, die disciples staan daar. Matteus 8 vers 7. Jesus sê vir hom, ek sal hom kom gesond maak. Ek sal hom kom gesond maak. En as jy na die Griekse woorde hierso kyk, dan sê Jesus, ek sal na hom toe gaan en hom gaan genees. Ek sal, daar waar hy is, sal ek gaan. En dit was by Cornelius, ofwel Cornelius nie die hoofman, dit was by sy huis gewees. So, ek sal soon toe gaan, en ek sal hom daar waar hy is, sal ek hom gaan gesond maak. Kan julle die disciples imagine waar daar staan? Die disciples sê, what? Come again? Jesus, hallo? Romein, Jode, okay, eerstens is ons help nie Romeine nie. Dink aan wat hulle als met ons doen. Dink hoe hulle ons hanteer nie. Ons help hulle nie. Ons het niks met hulle te doen nie. En tweedens, ons gaan nie na Romeine se huise toe om dit te doen nie. Dalk is dit 'n ambush waarin jy gelei word. Wat moet ons daar in die huis doen? Hoekom gaan ons net so toe en klim saam met hom op die bed en laat hy vir ons 'n slaaptydstorie lees en dan sing ons Kumbaya my Lord nie? Wat is fout? Hoekom doen ons hierdie? Gaan drink nie koffie by Romeine nie, dis gaanse van 'n ander dam hierdie. Okay, dis mense wat terug op die brug is. Sê ons tipe mense hierdie nie. Kom ons bly weg van hulle af. En dan sien jy in die volgende vers, maar die offisier antwoord hom, want Jesus sê, ek sal na hom toe gaan, en ek sal hom gesond maak. Maar die offisier antwoord hom, Here, ek is nie goed genoeg, dat u onder my dak inkom nie. En ek dink dis wat die disciples sê, wag, dis die eerste ding wat jy reg sê vandag. Jy is verseker nie goed genoeg nie. Jy verdien nie dat ons onder jou dak inkom nie. En ons wil ook nie onder jou dak inkom nie. Ons wil nie by jou wees nie. So great stuff, kry jou ry, lekker dag, laat dit goed gaan, vrede vir jou. Kom ons beweeg aan. Jesus, we're moving on. Kom ons beweeg. En dan sien jy vers 8, Romeine 8 vers 8b, en B beteken is eintlik maar net die tweede gedeelte van 'n lang vers. Hy sê vir Jesus, spreek maar net die woord, en my slaaf sal gesond word. Spreek maar net die woord, en my slaaf sal gesond word. Hierdie Romeinse ou sê vir Jesus, ek het jou modus operandi gesien, ek het jou dopgehou, ek het gesien wat jy kan doen vir ander mense, en weet jy wat ook al jy kan doen is, doen jou ding sommer hierso en 8 blokke verder by my huis sal die ou gesond word. Ek het al gesien, wat ook al jy doen, en wat ook al you have going on, dit werk. En 8 blokke verder sal dit gebeur. So jy kan hom sommer remotely, wirelessly kan jy hom genees. Jy kan net die woord spreek en daar waar hy is, 8 blokke verder sal hy gesond word. Dan kan jy imagine, hier staan die disciples, hier staan Jesus, en ek dink daar was dalk 'n lang stilte gewees. Ek dink daar was 'n lang stilte en ek dink hulle het die ou op en af gekyk. En gedink, wow, dis next level geloof. Dis nogal 'n long shot geloof wat hierdie ou het. Dis nogal amazing. En dan verduidelik hierdie Romeinse offisier verder. So iets wat so half nie heeltemal sin maak nie, maar gaan vir hulle sê wat ek dink dit beteken. En dan sê hy vir Jesus, ek staan self onder die gesag van senior offisiere. Met ander woorde, net soos jy onder gesag en autoriteit staan, so staan ek ook onder die gesag van senior offisiere. En ek het weer soldate wat onder my gesag staan. Ek sê vir hierdie een gaan, en hy gaan. En ek sê vir die ander een kom, en hy kom. En vir my slaaf sê ek, doen dit, en hy maak so. Fokus net op daai woorde weer vir 'n oomblik. Ek staan self onder gesag. Wat sê hierdie ou? Hy sê dit nie fisies vir Jesus nie, maar wat sê hierdie ou
'n implikasie vir Jesus. Hy sê vir Jesus, maar as ek so na jou kyk, dan sien ek en jy het iets in gemeen. Ek het jou fyn dopgehou. Jy is so 1.85 meter lank, dalk 1.75 meter, ons weet nie presies hoe lank Jesus was nie. En jy het hande en jy het voete en jy het bene. En jy het 'n baard en jy lyk baie Jewish. As ek na jou kyk, dan sien ek niks buitengewoon aan jou nie. En toe dink ek nou by myself, as ek jy so kyk en jy lyk so gewoon vir my, dan moet daar 'n hoër gesag wees, want as jy met siekte praat, as jy met kwale praat, dan gehoorsaam siekte jou. Kwale gehoorsaam jou en dit wyk onmiddellik. En hier staan ek en ek kyk na myself en ek is ook so 1.75 meter lank. En weet jy wat ek staan vandag hê, en ek het ook hande en voete en bene, ek het nie 'n baard nie, ek het dalk blou oë, ek lyk baie Romeins. Maar ek het ook nie 'n langer swaard as die res van my soldate nie. Weet jy wat, ek is nie sterker as hulle nie, ek is nie noodwendig slimmer as hulle nie, maar weet jy wat, as ek hulle beveel om te gaan, dan gaan hulle. As ek sê, en ek het by myself gedink, sê die Romeinse offisier vir homself, glo ek het besef die enigste rede hoekom die ouens te doen. Dis nie omdat ek sterker of slimmer of groter is of beter wapens het nie. Dis omdat ek Rome verteenwoordig. Dis omdat ek autoriteit het. En hulle respekteer die Romeinse militêre mag en autoriteit. As ek praat, ek het autoriteit, dan luister hulle. Ek is 'n doodgewone ou, maar hulle luister, want ek het autoriteit. En ek het die vergelyking getrek en besef, jy's 'n doodgewone ou, maar siekte luister vir jou. So net soos ek gesag en autoriteit het, so moet jy ook massive gesag en autoriteit het. As siekte vir jou luister, en siekte vir jou sê jy vir siekte sê wat om te doen, en siekte gehoorsaam jou. Dan moet jy 'n baie hoër gesag het as ek, as siekte na jou luister. Dis wat hy basically vir Jesus hierso sê. So weet jy Jesus, jy het nie nodig om na my huisie toe te kom nie. Jy het nie nodig om in my slaaf se hand te raak nie. Jy het nie nodig om fisies daar teenwoordig te wees nie. Jy het die gesag en autoriteit soos ek jou gesien het, om 'n woord te spreek, en waar ook al hy geografies is, hy sal gesond word, want jy het massive powers wat jou gehoorsaam, bonatuurlike powers wat jou gehoorsaam. En dis wat hy vir Jesus sê, ek hoef nie soontoe te gaan nie. Kom ons kom terug by die scenario. Jesus luister na hierdie ou se redenasie. Wat is Jesus se reaksie? Kom ons kyk na dit. Gaan vir julle lees. Jesus se reaksie. Toe Jesus dit hoor, was hy verbaas. Toe Jesus dit hoor, was hy verbaas. Hy sê toe vir die skare wat besig is om hom te volg, ek verseker julle, so 'n sterk geloof het ek nog nêrens in Israel teëgekom nie. Jesus is verbaas met hierdie ou se respons. Jesus is verbaas met hierdie ou. Nou ja, die Nuwe Testament is in Grieks geskryf, ons weet dit, en die Nuwe Testament se Grieks is in Afrikaans vertaal, en Afrikaans lees jy die woord verbaas. Maar weet jy wat is die Griekse woord wat daar gebruik word vir verbaas? Dis die woord thaumazo. En thaumazo beteken verwonderd, verstom, tronk geslaan, buitengewoon beïndruk, uit die veld geslaan. Sien julle hoe amazing hierdie is? Jesus is dronk geslaan, hy's uit die veld geslaan. Hy's verbuisterd, hy's verstom met hierdie man se geloof. Hy's verstom met hierdie man se vertroue in hom. Interessant genoeg, dis die enigste plek, soos ek nou gesê het, in die hele Nuwe Testament waar hierdie woord, thaumazo, wat dit met Jesus geassosieer word. Dis die enigste plek in die Nuwe Testament waar jy dit sien. En dis ook die enigste plek in die Nuwe Testament waar jy sien, dat Jesus nie verwonderd is deur iemand se kennis nie. Hy's nie verwonderd deur hierdie ou se wettiesheid of hoe hy die reëls hou nie. Hy's nie verwonderd oor hierdie ou se emosionele, ekstatiese ervarings nie. Hy's verwonderd oor hierdie ou se groot geloof en vertroue in hom. Hy's verbuisterd, hy's verstom. Hy's uit die veld geslaan as gevolg van dit. En basically sê Jesus, ek wens alle Jode kon wees soos hierdie Romeinse offisier. Markus, let op in die klas. Matteus, let op in die klas. Petrus, let op in die klas. Ek wens julle almal kan wees soos hierdie Romeinse offisier waarop julle dalk neergekyk het. Dit is die enigste keer waar Jesus ooit verstom was
en verbaas was in die Nuwe Testament en dit oor iemand se groot geloof en vertroue in hom. Jesus sê ek het nog nooit so sterk geloof in die hele Israel teëgekom nie. Ouch, dis eintlik sleg, nê? Hy is eintlik besig hier om al die Jode te veroordeel, hy is eintlik besig om sy disippels te veroordeel, hy is eintlik besig 'n klap in die gesig vir elke liewe mens wat in Judea gebly het. Nou hier is die vraag vir my en vir jou. Weet jy wat beïndruk Jesus die meeste? Kan ek sê, met alle respek, wat breek Jesus se brein? As ek daai uitdrukking kan gebruik. Wat beweeg die Here se hand en wat roer sy hart? Is jou geloof en jou vertroue in hom. Wat verbaas die Here? Is jou geloof en jou vertroue met hom. Dis al wat God beïndruk. Nie jou werke nie noodwendig jou gehoorsaamheid, nie jou kennis of jou kerkbywoning of al die geestelike goed wat jy doen nie. Jou geloof en vertroue in God beïndruk hom. Nou hier's 'n persoonlike vraag. Kan ek 'n persoonlike vraagie vra terwyl ons nou so up close en personal is mekaar? Beïndruk jou geloof die Here? Beïndruk jou geloof die Here? Die vlakke van geloof en vertroue wat jy in God het, beïndruk dit hom as hy vandag na jou moet kyk. En ek dink by myself, mag die Here nie vandag na Agape gemeente kyk en sê, ek het so geloof glad nie in Agape gemeente gesien nie. Ek het so geloof glad nie in Rustenburg gesien nie. Ek het so geloof glad nie in die Noordwes provinsie gesien nie. Hoe sad sal dit nie wees as God vandag na ons kyk, na jou en na my kyk en sê, ek het so geloof nie gesien hierson nie. Ek het dit gesoek, maar ek kry dit nie in Agape nie. Ek kry dit nie in die mense wat hier sit se lewens nie. Daar is nie so geloof nie. Dit is baie werke en baie goedjies wat ons doen en kennis en nice goed, maar ek kry nie so geloof nie. Ek kry baie ander goed, maar ek kry dit nie. Sal dit nie 'n train smash wees as dit is hoe God voel vandag oor ons nie? Want as jy reg deur die Nuwe Testament lees, dan sal jy by hierdie slotsom uitkom. En dit is dat God word die meeste geëer en God word die meeste verheerlik deur 'n aktiewe, lewende en toenemende, buitengewone, bo-menslike, breek my brein buite die boks, geloof en vertroue in hom. En wat is geloof en vertroue? En om met geloof en vertroue te leef, dis om so te leef, dat jy glo God is wie hy sê hy is, dat jy glo dat jy is wie hy sê hy is, en dat jy glo hy kan doen vir jou, wat hy gesê het hy kan doen, en met jou daai wete die lewe aan te pak. Dis om met geloof te lewe. Dis die geloof wat God soek. So uiteindelik moet ons vir mekaar sê, om geestelik te groei, hierdie reeks gaan oor geestelike groei, en vandag is die inleiding, dis die intro vir die reeks. En eerstens om te groei in jou geloof en jou vertroue, en eerstens om te groei in jou geloof en jou vertroue in God, meer geloof, meer vertroue in die Here te hê. En dan uiteindelik, soos jy meer geloof het, soos jy meer vertroue het, so gaan jy obviously meer kennis kry oor God, jy gaan leer wie hy is, jy gaan obviously meer gehoorsaam begin raak, soos ek sê, dis die sekondêre goed, want nou dat jy hom ken, nou weet jy wat wil hy hê en hoe moet jy lewe, so obviously is dit deel van die package, maar dit begin primêr by groter geloof in die Here. Bybelkennis alleen, dit maak jou geestelik hoogmoedig. Gehoorsaamheid alleen, maak jou wetties en legalistic. Vertroue maak jou afhanklik van die Here. Vertroue maak jou afhanklik. Here, ek het U nodig. Ek is afhanklik van U. Hoe lyk jou geloof vandag in die Here? Jesus is verstom, hy is verbaas deur daai Romeinse offisier se geloof. En die Here sê, ek gaan hierdie ou genees. Ek gaan nie eens toe gaan, ek genees hom nie 8 blokke verder. Hoe lyk jou geloof? Is God beïndruk met jou geloof? Is God verbaas oor die mate van geloof wat jy toepas? Is God verbaas? Is hy beïndruk daarmee? Of vind hy dit nie by jou nie? En dan die laaste vraag wat ons mekaar moet vra, voor ek afsluit is, as jy sê dit is nie soos dit moet wees in jou lewe nie, jou geloof is nie iets wat God beïndruk nie, jou geloof is nie regtig baie groot nie, dink ek, baie ander mense gaan dalk met jou relate, is die vraag dan so, wat doen mens om groot geloof te bou? Wat doen mens om 'n vertrouensband met God te bou en in daai vertroue te groei? Hoe bou mens dit? Wel, ten slotte kan ek vir jou sê, 20 jaar in bediening wees, dit sluit my studiejare in,
het ek gevind deur 20 jaar saam met mense te journey, kinders en tieners en volwassenes en senior burgers, en deur deel te wees van baie groepe. Ek was in gonsgroepe, in basgroepe, in selgroepe, in citygroepe, in klein groepe, noem dit. Ek was deel van dit gewees en deur 20 jaar van saam met mense journey, van 20 jaar by ander mense leer, conferences bywoon, boeke lees, by ander predikante leer, ander bedienings, by gaan kers opsteek, het ek gevind dat almal wat geestelik groei, almal wat 'n storie het van geloofsgroei, het altyd 5 dinge in hulle lewe. Daar's 5 dinge altyd in daai mense se lewens. Wanneer mense met my sit en gesels oor hoe hulle geestelik groei, as mense met my sit en gesels oor hoe hulle geloof besig is om te groei, dan sien ek altyd 5 elemente wat deel is van daai storie. As 1 of as 5 of as 3 of as 4, maar as altyd een van hierdie elemente betrokke. En toe ons leierskap, as die leierskap van Agape Gemeente laas jaar gaan sit het, toe ons die nuwe visie by die Here ontvang het om 'n onweerstaanbare kerk te wees vir die kerkmense, toe ons daai visie by God ontvang het, het ons gaan sit en gesê, so wat is ons strategie rondom geestelike groei? Wat is ons strategie rondom geloofsgroei? En ons het besluit op hierdie 5 dinge te sê, wel, as God dan hierdie dinge gebruik om mense te groei, hoekom sal ons teen God werk? Kom ons werk saam met God, as dit is wat hy doen, om mense se geloof te laat groei. En ons wil graag hierdie 5 dinge dan in ons gemeente inkorporeer. Ek wil dit net vandag sê, hierdie is nie 'n to-do list nie. Doen hierdie 5 dinge en jy gaan geestelik groei. Dit is glad nie wat dit is nie. Jy sal dit nou sien. Okay? Ek wil dit vir jou sê, dis nie doen hierdie 5 dinge en dan gaan jy geestelik groei nie. Dis nie 'n lysie wat jy mooi in die Bybel iewers kry nie. Dit word alles geïmpliseer deur die Bybel. En derdens, ons mag dalk verkeerd wees. Okay? Ons mag dalk verkeerd wees. Daar's dalk nie net 5 nie, daar's dalk 6. Dalk is daar 7, die volmaakte getal. Dalk sê vir my Dawie, daar's eintlik net 3, het jouself 2 sondae herhaal. Okay, ons mag verkeerd wees. Ons mag dalk verkeerd wees. Maar met almal wat ons te doen kry, deur die jare sien ons hierdie 5 dinge is deel van die lewens. En ons sien uit om die volgende 5 weke met julle daar te praat. Nou, financial relationships nie. Dit stel ons in staat om onsself deur God te hoor, deur ander mense en onsself deur ander mense ook te sien. Met elke mens wat geestelik groei sê, en toe word ek na 'n selgroep toegenooi, toe het iemand my in 'n lewe ingetrek, hulle het saam met my begin journey, hulle het goed vir my gesê, en hierdie voorsienige verhouding, 'n verhouding wat God voorsien het gemaak dat ek begin geestelik groei. My geloof het gegroei, vandat ek saam met hierdie mense begin journey het, vandat hierdie persoon inspraak in my lewe gehad het. Nommer 3, is private geestelike dissiplines. Dit stel ons hart in met God se hart, nee. Mense wat geestelik groei sê almal, ek het by die Here gehoor, ek het gejournal terwyl ek besig is om daar te bid. Ek het dalk in 'n taal gebid, ek het dalk in Afrikaans gebid, wat ook al die Here aan my openbaar en vir my gewys en my kom stig. En daar het ek my geloof gegroei, my geloof is gebou as gevolg van dit. Nommer 4, beslissende omstandighede. Dit forceer ons om op te kyk en God raak te sien. Weet jy, toe my ma dood is, toe ek 'n diagnose ontvang het, toe die dokter vir my sê, toe my finansiële insinking plaasvind, toe ek my werk verloor, my geloof gegroei. Het daar dinge in my lewe gebeur, God het my deurgevat. En ek het gegroei. En laastens is persoonlike bediening. Stel ons in staat om God se krag te ervaar. Toe iemand vir my sê, luister, kom help by die jeugbediening. Toe iemand vir my sê, weet jy wat, kom skakel in by ons groepie. Toe iemand sê, weet jy wat, gaan praat, gaan deel werk by die barmhartigheid, wat ook al, toe skielik het my geloof begin groei, toe ek begin serve, en toe ek begin deel raak het. Elke keer as ons mense se geloofstories hoor, as ons hoor stories van geestelike groei, van geloofsgroei, is een van hierdie 5 goed betrokke by dit. En ons het gesê as 'n gemeente, Here, as U dan hierdie goed gebruik om mense te groei, as U dan sê, groot geloof is die ding wat U impress en U die meeste verbaas, Here, dan wil ons mense van groot geloof wees in Agape, ons wil mense wees wie se geloof U verbaas, en as groot geloof lei tot geestelike groei, dan wil ons geestelik groei, en as hierdie 5 goed ons help om geestelik te groei, dan wil ons hierdie doen, en ons wil weet waaroor dit gaan, en ons wil dit implementeer in ons lewens. Sien jy hoekom ek sê, hierdie lys is nie 'n lysie wat jy kan volg nie. Ek meen, hoe doen jy voorsienige verhoudings? Hoe doen jy beslissende omstandighede? Jy kan dit nie doen nie. Of wat jy wel kan doen, is jy kan jouself in omgewings plaas, waar daar verhoudings is. Jy kan jouself, jou kinders, kan jy in omgewings plaas, waar een van die 5 goed is, en deur in daai omgewing te wees, en jouself bloot te stel in so 'n omgewing, so gaan jy sien jou geloof begin groei, jou geloof begin verander. En dis waar ons die volgende 5 weke gaan praat.
Dis waar God wil hê jy moet wees. Groot geloof. Dis waar God wil hê jy moet wees is. Iemand wat besig is om geestelik te groei. Hoekom? Want hoe groter jou geloof is, hoe dieper gaan jou verhouding. Hoe meer vertroue daar is, hoe meer intimiteit is daar in jou verhouding met die Here. En die Here wil vir jou kom help en sê, ek wil jou help om 'n groot geloof te bou. Om geestelik te groei, sodat daar intimiteit en impak en effektiwiteit in jou lewe kan wees. En ek is klaar. En ek wil afsluit vandag en met jou praat oor hierdie en vir jou sê, as jy nie 'n vertrouensverhouding met God het nie. As jy vandag hier sit en jy sê, ek weet, vertrouensverhouding is gebreek, sonde het dit net verder gedryf. En ek het gedink deur gehoorsaam te wees en kerkgoedjies te doen, gaan dit regkom, maar dit doen nie. En ek besef vandag dat Jesus gee jou oop arms uitnodiging aan my aan die kruis en hy sê vir my, ek wil hierdie verhouding met jou herstel. Wil jy nie vandag responde op nie? Wil jy nie vandag sê, Here, ek wil U aanneem nie? Ek wil vra dat jou oë sal sluit. Maak ons oë toe. Ek wil vir jou bid vandag, en Here, ek bid vandag vir elke een wat in hierdie plek sit, almal wat aanlyn ingeskakel is, Here. En U sê vandag groot geloof, is dit wat my verbaas. As jy my wil impress, as jy intimiteit met my wil hê, as jy next level wil gaan met my, dan gaan jy next level in jou geloof moet gaan. Maar dit begin by 'n vertrouensverhouding, dit begin by vertroue wat herstel word. En miskien sit jy vandag en jy is ver en wyd oor die wêreld, miskien hardloop jy weg vir God, miskien is jy op 'n plek wat jy nie weet hoe jy daar gaan uitkom nie. Here, dan bid ek vandag dat U daardie harte sal kom enlighten. Ek bid vandag dat U met daardie mense sal kom praat. En ek wil jou vra, soos jy sit hier vandag en ek het met jou gepraat, en jy besef ek is die een wat 'n verhouding met God moet restore, wil jy net jou hand opsteek vir my nie? Here, dit is ek. Baie dankie. Baie dankie. Here, dit is ek. Baie dankie. Baie dankie. Dit is ek, Here. Nog 'n hand wat opgaan. Prys die Here. Here, dit is ek. Kan ek jou vra om asseblief op te staan vir my, as dit jy is wat jy jou hand opgesteek het? Staan net op. Het is goed dat die wêreld jou sien. Het is nie 'n geheim nie. As jy jou hand opgesteek het, dis ek, Here. Ek het groter geloof nodig. Here, dis ek. Maak 'n public declaration vandag. Sê, Here, dis ek. Baie dankie. Almal wat staan vandag. Here, ek het U nodig. Ek wil vra dat jy in jou hart saam met my sal bid vandag. Here, ek staan vandag voor U en ek kom declare vandag, Here, dat ek groter geloof in U nodig het, Here. Ek kom declare vandag, Here Jesus, dat wantroue en ongeloof my van U afgeskei het, Here, dat my verhouding met U gebreek is. En Here, ek het lank probeer om allerlei goed te doen en slimmer te word en goed te doen, Here, om terug by U te kom, maar uiteindelik is daar niks en niemand wat my kan terugbring nie, is net U alleen, Here. En nou staan ek op, Here, en ek kyk na Jesus aan die kruis, en ek glo vandag, ek plaas my geloof vandag in U, ek vertrou U vandag dat U die Seun van God is, dat U gesterf het aan die kruis vir my sondes, dat U gesterf het, Here, en vir my sondes betaal het, en dat hy die derde dag uit die dood uit opgestaan het. Ek glo dit, Here, ek glo hy is die enigste wat in staat is om dit te doen. En Here, nou kom plaas ek my geloof in U, bid dit saam met my. Plaas my geloof in U, as verlosser, as redder, kom red my uit hierdie doodsbestaan uit, kom red my uit hierdie sonde uit, kom red my uit hierdie plek van ongeloof en wantroue en twyfel. Ek plaas my volkome vertroue in U, Here Jesus, ek ontvang U nou as redder en verlosser in my lewe. Here, ek kom bely al my sondes voor U, dalk die sonde van ongeloof en twyfel. Here, ek maak vandag 'n wilsbesluit, ek bekeer my van die ou lewe, ek wantrouens lewe. En ek kies om U te volg, Here, ek kies om agter U aan te stap. Ek gee my lewe vandag vir U. Ek ontvang U verlossing, U vergifnis, U vrymaking nou, Here. Ek ontvang U as persoon, Vader, Seun en Heilige Gees in my lewe. En ek vertrou U nou, Here, om daai vertrouensband te kom herstel. Ek vertrou U nou, Here, om my te kom help, om in vertroue te lewe. Here, dit sal my gebid. Ek ontvang U nou, Here, as die Here en Meester van my lewe. En dankie, Here, dat U dit kom restore het nou. Amen, dankie, Here. En Here Jesus, vir almal van ons wat bly sit, help ons asseblief, Here. Ek dink, soos ek aan die begin gevra het, ek dink aan die begin het ons mekaar het gesê, Here, dat imagine het ons lewens anders sou wees as ons volle geloof en vertroue gehad het in U.
En ek dink nie een van ons is by 10 uit 10 nie. Maar Here, kom help vir ons om te groei daarin. Kom help vir ons om te ontwikkel daarin. Kom lei ons na dit toe. En in hierdie reeks, soos ons gaan kyk na hierdie verskillende 5 goed wat geloof laat groei in mense se lewens, bid ek, Here, dat U geloof sal groei. Ek bid dat U Agape gemeente se geloof sal groei. Ek bid, Here, dat U ons geestelik sal laat groei. Dat ons intimiteit met U sal beleef, Here Jesus. Dat ons effektiwiteit sal beleef as ons daar buite is. Mag U vir ons help, Here Jesus. Ek dink net en ek imagine net in slotte hoe hierdie kerk anders kan lyk, hoe hierdie dorp anders kan lyk as ons met meer geloof begin lewe, meer vertroue begin lewe, sterker vertrouensband met God het. Ons gesinne anders gaan lyk, ons huwelike anders gaan lyk, ons verhoudings, ons kinders anders gaan lyk. Help ons asseblief, Here Jesus. As dit nodig, kom bou ons geloof, kom bou ons geestelik. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. En almal sê saam. Amen. Mag die Here jou ryklik seën. Dankie dat jy vandag hier was. En ons sien uit om die res van die reeks saam met jou te journey. Sien jou volgende Sondag. Be blessed.